vanmôre so 'n bietjie anders te bedien as wat u gewoond is aan. Omrede ek wil graag nie dat u vanmôre hierdie preek moenie 'n gejaagde preek wees nie. As dit oor 2 weke gaan of 3 weke, dan is dit ook so, maar ek wil vanmôre met u praat, moenie jou eie kusdraers kies nie. Nou, as ons na hierdie situasie gaan kyk en ons gaan kyk na kusdraers, dan wil ek vir u sê, baie mense weet nie eers wie eendag hulle kus sal dra nie. Dan kry jy die ander mens, hy besluit vooraf en hy sit in sy testament, vir alles daar dalk maar 'n ongemaklike situasie in die familie is, dan sê hulle, hierdie persoon en daardie persoon moet asseblief deel van dit wees. Ek kom nou jare terug, het ons iemand geken, wat sommer gesê het, ek soek nie eens daai ou daar op my begrafnis. My is nie ironies dat mense so ver kan gaan, al toe besluit jy so op die begrafnis, waar jy dan nie jouself eers, net jy liggaam is daar. Maar ek wil vanmôre met u praat oor geestelike kusdraers, wat ons as mens kies, wat ons stadig maar seker na die graf toe vat, die geestelike dood laat sterf, omrede ons hierdie keuses maak. En ek wil vandag vir hierdie gedeeltes gee, party mense leef nog, maar is reeds geestelik besig om te sterf. Jy kan hoe gesond wees, jy kan finansiëel so wel wees, soos wat jy goed ding, jy kan die beste werk hê, jy kan die pragtigste huis hê, en fisies lyk dit of het briljant gaan met jou, maar geestelik is jy besig om te sterf, omrede jy die vrede maak nie. Jy weet, as jy na 'n kus gaan kyk, as dit 'n normale persoon is, wat nie so 'n bietjie stewig is soos ek nie, gaan jy dalk net 6 draers hê. As jy 'n stewige ou het soos ek, mag jy dalk 8 wees. Maar ek wil vandag spesifiek met u praat oor 6 draers, en ek gaan hierdie diens 2 of 3 draers met u behandel, en ek wil u moet vandag so 'n bietjie kyk en vir u vra die vraag, waar staan ek en wie kies ek om my kus na 'n geestelike dood, graf te neem. En ek wil vandag vir u sê, kind van God, niemand word oornag sommer net besluit en nou is ek behoorlik geestelik dood. Dit is 'n proses wat neem, 'n tydperk wat van dinge gebeur, en na 'n tydperk kom jy agter, maar ek het skade gelei. Na 'n tydperk kom jy agter, maar ek het ruimte gemaak vir dinge wat gebeur het. En ek wil vandag vir u sê, niemand word oornag geestelik dood nie. Dit begin met 1 draer, dan nog 1, totdat daar 6 is. Dan besef jy, hierdie saak het hopeloos te ver gevorder. Die proses, ek wil vir u sê, druk jou in 'n rigting van 'n geestelike kus. Maar ons moet versigtig wees, rigting is belangriker as spoed. Nou wil ek vandag vir u sê, ons besef nie aldag nie, jou rigting bepaal jou uitkoms, nie die spoed waarmee jy beweeg nie. Die rigting wat jy vanmôre moet inslaan om te sê, Here, is ek op die stadium op 'n geestelike gesondheid, of het ek al 'n draer of 2 wat my kus vir my vashou? En ek wil vanmôre met die spesifiek praat, Spreuke 14 vanaf vers 12, en die woord van die Here sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is die weë van die dood. So ek wil vir u sê, dit bly 'n keuse vandag, hoe jy 'n saak hanteer. Ons almal word wakker elke dag met 'n keuse van wat ek gaan aantrek, wat ek gaan eet, wat ek vandag gaan doen, hoe ek by die werk gaan optree, en daar's baie dingetjies waaroor ons keuses het. En so wil ek vandag vir u sê, jy die keuse, wie ook jou kus vashou. Want ons mag nie 'n plek kom waar ons geestelik dood
sal gaan. En ek wil vandag hierdie skrif by u los, Spreuke 14:12, daar's 'n weg wat vir die mens reg lyk. Weet jy, sonde lyk reg, dinge lyk reg, maar die uitkoms is nie reg nie. Ek wil vanmôre by die eerste draer uitkom, onvergewensgesindheid. En vanmôre is dit 'n baie sensitiewe saak as ek met u praat oor onvergewensgesindheid. Want die volgende ou gaan vir jou sê, pastoor, jy weet nie waardeur ek is. Hoe kan jy praat van vergifnis? En ek wil vandag pertinent met u praat oor Matteus 6:14-15. En is nie op die bord, ek gaan vir u lees, maar hoor hierdie skrif en hoe seer dit maak. Hy sê, want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. So vergifnis bring vergifnis. Hy sê in vers 15, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader hulle oortredinge ook nie vergewe nie. Ek wil vandag sê, weet u hoe hartseer is dit om te besef dat hier sit mense in die bank en hier sit mense wat rondloop buite wat nie vergewe word nie, omrede hulle nie kan vergewe nie. Ek wil vir sê, dit is die hartseerste saak vandag om te besef dat jy staan heeltemal eintlik al op 'n geestelike dood wat jy kan gaan, want as daar nie vergifnis vir jou is nie, wat sal jou eindpad dan, waar sal dit eindig as jy nie kan vergifnis ontvang nie? En ek wil vandag vir u sê, dit is baie belangrik dat ons vandag op hierdie punt by onvergewensgesindheid sal uitkom om te sê, Here, ek het hierdie sake wat my jarelang kwel, ek het sake wat my al jarelang volg, ek het sake wat my al jarelang te wil te nakom, maar ek wil vanmôre vir u sê, daar moet 'n vergifnisproses plaasvind, want as daar nie vergifnis is nie, wil ek vir u sê, het jy 'n probleem vanmôre, want jy gaan nie die vergifnis van God ontvang, is soos wat jy gedink het jy sal dit ontvang nie, maar God is dan liefde. Hoe is dit? Ek wil vandag vir jou sê, God is liefde en hy het die prys betaal, maar daar is 'n voorwaarde aan verbonde. Jy moet vergewe om vergewe te kan word. Halleluja. Ek wil vandag vir jy sê, kind van God, hoeveel maal as jy mense en as jy met mense praat, dan sê hulle vir jou, pastoor, hierdie saak het in my lewe gebeur en dan vra ek om die vrylating gekry. Dan sê vir jou, ja pastoor, maar die gesprek kan oor niks anders te gaan as waaroor dit gebeur het nie. Ek wil vir jou sê, jy het nie 'n vergifnis ontvang nie, want jy gaan ook nie, jy kan nie vergewe nie. Ek wil vandag vir jou sê, jy moet op 'n plek uitkom waar jy kan sê, Here, ek spreek vry, want weet jy wat sal getuig daarvan? Jou praat sal getuig daarvan, want jy sal agterkom, maar nou het ek vrylating ontvang deur die Here. Ek het al baie gesien dat mense se spraak gee hulle weg, of hulle werklik vergifnis, of hulle werklik vergewe het. Want jy sal met hulle praat en hulle sal dit vashou. En vashou, maar die tong bely en sê, man, ek het vrygespreek. Maar die daad wys, maar daar nog 'n wortel in die hart is. Wat gebeur as jy nie vergewe nie? Dit hou jou gevange aan jou verlede. Ek wil vir jou sê, jy kan nie vorentoe fokus en om die blydskap van God hê, en jy kan nie hierdie volle ervaring en hierdie blydskap in die Here jou wil gee, en hierdie hoopvolle toekoms ontvang, as jy nie by vergifnis uitgekom het nie. Jy is so vasgevang gister en eergister, dat jou lewe verby jou gaan, het soveel waardevolle gebeurtenisse snel langs jou verby, en jy mis uit op dit. Dit is soos iemand wat met handboeie vasgeketting is, in 'n swaar ysterbal. Elke tree vorentoe is moeilik, want die verlede trek hom eenvoudig net voortdurend terug. Jy hou vas aan ou seerkry, ou teleurstellings, ou verwerping, ou woorde wat oor jou uitgespreek
gespreek is. Jy lewe in 2026. Maar eintlik leef jy in die vroeër jare, in die 90's, in die 2000's, waar dit gebeur het wat gebeur het. Jou liggaam is hier, maar jou ervarings is in die verlede. Wanneer ek weier om te vergewe, gee ek my verlede toestemming om my toekoms te beheer. Hoor hierdie. Sê, wanneer ek weier om te vergewe, gee ek my verlede toestemming om my toekoms te beheer. Ons kan 'n mooie illustrasie of 'n voorbeeld gaan sien in die woord van God. Josef, terwyl sy broers hom verkoop, terwyl hulle sy klere vat wat sy pappie van gegee, terwyl hulle hom van sy bank met sy pappie opbreek, terwyl dit eintlik beroerd gaan met Josef, as gevolg van sy broers, het hy meer as genoeg rede gehad tot om vergewensgesindheid. Maar hy weet, hy moet vergewe, want hy is in God se plan. Ek wil vandag vir u sê, kind van God, is jy 'n gevangene vandag? Soms sit ons met oop tralies. Die tronkdeure is oop, maar ek wil nie uitloop nie. Omdat ek nie voorbereid is om te vergewe nie. Wat beteken dit om te vergewe? Ek gee my wraak, want ek wil nie omgee oor op God. En ek sê, Here, dit kom my nie toe nie. Ek vergewe. U neem beheer. Vergifnis maak nie altyd die verlede anders nie. Dit sal altyd daar bly. Maar dit maak jou toekoms vry. Dis wat die verskil is. Weet jy wat is die probleem? Jy vergewe nie ander mense nie, omrede jy op 'n plek is waar jy vol voel, Here, ek het te seer gekry. Dit wat gebeur het is nie reg nie. Môre wil ek vir vra, kind van God, dit is 'n draer vir jou geestelike dood aan jou kus. Jy gaan nie die volheid van die Here bereik as jy jouself en ander nie kan vergewe nie. Jy vergewe jouself nie. Baie mense het op 'n plek gekom waar hulle verwyte het, skaamte, spyt of selfverwyte, skuld. In Johannes 1 vanaf vers 9 sê so mooi, sê, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van ons ongeregtigheid te reinig. Ek wil vir jou sê, as God jou reinig, waarom wil jy jouself dan onrein vind? As God jou reinig, waarom kwalifiseer jy jouself as onrein? Waarom wil jy dan soos 'n gevangene in tronk sit? Man, jy is vry, toe jy jou hart uit bely het, en toe Jesus jou vergewe het, die tralies oopgemaak. Ek wil vanmôre vir jou sê, dan kom die bloed van Jesus, en hy reinig jou, en hy maak jou vry. Ek wil vandag vir jou sê, die tralies is oop. Jy moet net uitstap om te sê, ek is vry van hierdie saak, dat ek nie vanmôre myself kan vergewe nie. Ek wil vandag vir vra, wie nog nie foute gemaak nie. As ek my hand moet opsteek, moet ek met 2 hande en my 2 voete in die lug sit, want ek het al baie foute gemaak, maar as ek die hele tyd daaroor moet sit, en ek moet daaroor top, en ek moet oor dit wonder, en ek moet myself verwyd oor dit wat ek fout gemaak het, en wil ek vir sê, hoe kan ek fokus op dit wat die Here vir my nie wil gee? Hoe kan jy fokus vanmôre op dit wat die Here vir jou wil doen? Ek kind van God, ek en u moet my dit uitkom om te kan vergewe. Kom ons vergewe mekaar, en kom ons spreek mekaar vry, en kom ons vergewe jou man, jou vrou, jou kinders, ag die een wat jou en daar by die werk gedoen het, die een wat dan vir jou sleg gepraat het, wat maak dit saak? Ek wil vir jy sê, ek voel in my hart, Here, ek wil almal net vryspreek, ek wil op 'n plek kom, en waar ek net kan bely, en sê, Here, ek wil nie, dat daar skeidsmure tussen my en God is nie. Vanmôre vra ek vir jou, het jy vanmôre 'n draer in jou doodskis, wat vanmôre in jou lewe is? Die draer 2 wat ek vanmôre met u wil vas, is bitterheid. En jy sien baie mense
kom op 'n plek waar hulle die twee dink is dieselfde ding. Die een is net die wortel van die ander. Jy sien, as jy vergewe, kom bitterheid nie voor nie, maar as jy nie vergewe nie, dan kom bitterheid voor. Die een loop oor na die ander. In Hebreërs 12 vers 15 sê die woord van die Here baie mooi, hy sê, en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie, dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. Bitterheid is die gevolg van onvergewensgesindheid. So dit begin by pyn. Ek het seer gekry, ek het nie vergewe nie, en nou kom ek op 'n plek waar hierdie onvergewensgesindheid en pyn veroorsaak. Elke keer as ek die persoon sien, elke keer as ek die omstandighede raakloop, dan is dit 'n seer saak en ek het hierdie pyn wat ek in my binneste het. Hoe langer jy jou onvergifnis gaan uitstel om te vergewe, hoe langer jy onvergifnis gaan dra, hoe langer gaan die pyn en hoe groter gaan die pyn in jou lewe word. As jy lang genoeg weier om te vergewe, dan begin bitterheid wortels skiet. Dan begin die fokus nie meer op die persoon wees nie, maar dit begin nou seer aan die hart word. Dit begin absoluut met pyn. Dit groei soos 'n wortel. Nou ek wil vandag vir u sê, weet jy kan maar gaan kyk as iets gebeur het, iets negatiefs met iemand en hulle vergewe nie, dan begin dit oorgaan in bitterheid. Daai bitterheid, naderhand is dit 'n groot invloed op alles en almal. As iemand geld gevat het by jou, kom ek vat 'n voorbeeld, en iemand het by jou geld gesteel, of iemand het jou te nagedom gekom met geld, en jy het nie vergewe nie, daai pyn, naderhand as jou kar breek, is ook daai persoon se skuld. Weet jy dit, word jou kind siek, dis ook daai persoon se skuld. Want jy sien, die bitterheid neem naderhand alles oor. Waar jy eintlik een saak moes bely, nou en alles geloop en die wortel het geskiet in elke saak. Ek wil vir jy sê, dit is so maklik om naderhand dat hierdie wortel jou hele lewe oorneem. Dat jy op 'n plek kom waar jy sê, Here, ek het soveel skade gely as gevolg van onvergewensgesindheid. Weet jy wat is die hartseer saak van dit? Jy besmet ander mense. Mense wil naderhand nie met jou praat en dit wat jy sê, is net bitter. Ek weet nie van nie, ek hou nie van bitter koffie, ek hou van 'n soet dingetjie. Daar is sommige mense wat ook nie 'n soet dingetjie so waardeer nie, of wat baie waardeer, maar ek hou van 'n soet dingetjie. Nou bitterheid sê dit vir my so mooi, daai koffie sonder suiker, dis nie lekker. Die seuns het op 'n stadium, maar met die snoepie, dan kom hulle van die skool af en bring hulle sulke bitter sweeties. O, die Here help. Hy goed is sleg. Maar weet jy wat gebeur? Dis presies hoe dit werk. Dit verander jou smaak. Dit verander jou lewe. Dit maak dat jy onplesierig vir ander mense is. Omrede jy nie kan vergewe nie. Daai bitterheid, almal proe dit, almal sien dit, almal ervaar dit. En jy stoot mense weg. Weet jy wat is die situasie, omdat jy bitter is en omdat jy seer gekry het, omdat jy onvergewensgesindheid het, verwag jy mense moet nou juist nader aan jou kom om jou te ondersteun. Maar deur jou gesindheid, deur jou bitterheid, wil mense naderhand nie meer met jou wees nie, jy stoot weg. Jy stoot weg en dan dink jy almal is teen jou. Dan is dit sommer by ons skuld op, wat die geld gevat het, vanaf dit gebeur het alles net verkeerd geloop. Of jy sê, ons het draers van ons geestelike doodskis. Naderhand, as jy so bitter, jy verloor jou ywer om iets vir die Here te doen. Want jou fokus is verkeerd. Dit laat liefde doodgaan. Het jy al gesien hoe kinders ouers verwyd?
hoe man en vrou mekaar verwy. Sê, maar my man kan nie vergewe nie. Kinders wil nie eens nie by ouers kom kuier nie, want papi is bitter oor al die jare. Mami maak nie vrede nie. Liefde verdwyn uit huise uit as gevolg van bitterheid wat oorneem. Of vandag vir jou vra, is dit 'n draer aan jou kus vandag? Gevaarlike plek om te wees. Ons moet vergewe, sodat die bitterheid ook kan verdwyn in ons lewe. Jy sien, dit is soos 'n wond. En ek dink dit is nie maklikste om dit te verduidelik wanneer ek 'n seer, 'n nuwe wond opgedoen het, en hierdie wond wat jy opgedoen het, wat deur iemand wat iets aan jou gedoen het, as ek hom dadelik hanteer, en ek maak hom dadelik skoon, en ek behandel hom reg, weet jy wat gebeur met hierdie wond, hy genees, gaan wel 'n letsel wees, absoluut, 'n letsel bly, maar die wond is herstel. Maar wanneer ek hierdie wond los, en ek vergewe nie, in die gees nie, en ek los hom, weet jy wat gebeur met hierdie wond, hy word besmet, en hy kry infeksie, en hierdie infeksie is bitterheid. Weet jy wat gebeur naderhand? Jy sit met hierdie wond, en dit kan die kleinste wees, ek het al 'n splinter in my vinger gehad, nou as jy nou verstaan in my huis, my seuns kan my uitdra, as jy 'n splinter het, vra jy nie vir Jolande om my te haal nie, want jy gaan jou vinger oor nie, dis 'n splinter. Die Engelsman sê, sy's mean. Ek sê met tyd vir haar, my vrou weet ek's groot, maar ek's vleis. Ek soek mens. Die kinders kom na my toe, Wynand hulle kom na my toe, sê, haal uit, mam nie weet nie. Want sy is verskriklik. En daai kleine splintertjie, as jy hom nie uithaal nie, wil ek vir jy sê, nou nader aan seer, nader aan soos vingers seer, alles is seer, jy kan er niks vat nie. Omdat jy dit nie gesond gemaak het. Jy kan vanmôre sê, ag, hierdie saak is iets kleins in my lewe, dit het nie so groot invloed nie. Ek wil vandag vir jou sê, vergewe. Want dit maak jou bitter. Dit maak dat jy 'n draer aan jou doodskis het. En jy kan nie verstaan, Here, 'n paar jaar terug was ek geestelik so vol ywer. Ek het afgegee. Is nie afgegee nie, maar jy draers toegelaat. Jy draers toegelaat. Wat besig is om na jou geestelike graf te vat. Vandag vra ek vir u, ek het nommer 1 gedoen om vergewensgesindheid. Wil u nie vanmôre net so vinnig waar u sit en u oë toemaak en sê, Here, weet ek nie vergewe my nie. En as jy sê vanmôre jy het, is ek baie bly, maar dink bietjie aan jou spraak. Waaroor praat jy baie? As jy daai persoon elke dag in jou gesprek of weekliks in jou gesprek noem, wil ek vir jou sê, jy het dalk 'n probleem met onvergewensgesindheid. Vanmôre gaan jou spraak jou weggee of jy op bitterheid toegelaat het. Vanmôre het ons draers na die graf te neem. Ek wil graag by die laaste draer uitkom vir hierdie diens. Volgende week sal ek klaarmaak, ook by die nagmaal, waar ek vir jou vertel, daar is hoop in Christus, by die nagmaal saam. Ons draer 3, wat vanmôre is 'n sonde. Romeine 6:23, is die want die loon van die sonde is die dood, maar sy genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Die sonde maak jou dood. Ek wil vir jou sê, sonde is lekker, as nie lekker was, het iemand dit gedoen nie. Sonde is ongelukkig, iets wat die vlees aanjaag en nastreef. Weet jy wat is die ding, sonde is lekker, maar dit betaal baie sleg. Die duiwel wys altyd vir jou plesier van sonde, maar hy wys nooit vir jou die prys daarvan nie. Hy wys nooit vir jou die prys daarvan nie. Niemand word versoek met die gevolge van sonde nie. Hy word versoek met die genot van sonde.
as sonde se gevolge dadelik gewys het niemand dit gedoen nie. Dink weer aan as sonde se gevolge dadelik vir jou geopenbaar was en jy het geweet, het niemand dit gedoen nie. Jy kan maar gaan kyk in die tronk, baie mense wat op vandag in situasie sit, kom ons vat 'n voorbeeld, iemand steel by sy werk, begin by R5, R10, oor 6 maande is dit 'n bietjie meer, is dit R1000 wat niemand kom agter nie. Die einde van die dag praat ons van honderde duisende rande en baie geld. As jy vir daardie persoon sê, jy geweet, jy gaan in die tronk opeindig. Ek het nie daaraan gedink toe ek in daardie situasie was. Want jy sien, ons is vasgevang nou, en ons dink nie aan die nagevolge nie. Nou ek wat baie hou van hengel, wil ek vir jou sê, dit is presies hoe dit werk. Sonde is lekker, maar dit bring die dood. Wanneer jy hengel en jy sit die lieflikste aas in jou hoek, en jy gooi dit in, het jy een hoop, om daar die vis wat jy graag wil vang, te vang. En soos hierdie vis voorbij kom, kyk jy dan en hy sien die lekker, en hy sien die smaak. Dit is vir hom aanloklik, maar hy besef nie, daar is 'n hoek. En iemand wat jou gaan uittrek en jou gaan vat, en selfs jou dood gaan beteken. Maar ons kyk net na die aas, en ons sien nie die hoek raak. Of vandag vir die sê, kind van God, ons sal moet besef dat daar moet 'n besluit in ons lewe gemaak word om te sê ons moet klaar kry in die sonde in ons lewe. Weet jy wat is die oorsaak van sonde wat jy doen? Dit verhard jou gewete. Die eerste keer wat jy iets verkeerd doen, dan voel jy skuldig en die Heilige Gees praat met jou. En jy voel maar, Here, dis verkeerd en jy selfs bely dit uit. 'n tweede maal gebeur het, 'n derde maal gebeur het, weet jy wat, die vierde keer voel jy nie eers meer sleg nie. En jou gewete is so gesis. Weet jy wat is die probleem in vandag se tyd? Mense het op 'n plek gekom waar hulle nog self regverdig. Dan word daar die sonde wat verkeerd was, word nou goed gepraat. Weet jy wat sê baie mense, wanneer jy daaroor praat, as hulle 'n storie lees, die Bybel het konteks uit. Mense soek verskonings om sonde te regverdig. 'n Hartseer plek om te wees, maar ek wil vir jou sê, sonde is 'n draer aan jou doodskis, want weet jy wat doen sonde? Dit skei jou van God. En jy kan vanmôre hierdie skrif gaan lees in Jesaja 59 vanaf vers 2, hy sê maar, julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig van julle verberg, sodat hy julle nie hoor nie. Nêrens sê die skrif, die Here het weggegaan nie. Hy sê die sonde het 'n skeidsmuur geword tussen jou en God. Jy kan vandag selfs die ondersoek gaan instel, wanneer jy agterkom, Here, dis moeilik om te bid. Ek kan nie bid nie. Ek sukkel om my Bybel te vat en te lees. Jy begin nie meer omgee oor die kerk, oor jou godsdiens. Jy begin nie eens nie omgee oor hoe jy optree en hoe jy praat nie. Jy begin al verder en verder van God af beweeg. Jy op 'n plek gekom waar jy 'n draer het aan hierdie dis van jou. En ek gaan vanmôre met hierdie woord hier stop, ek gaan volgende week met die laaste 3 met u voortgaan. En ek wil jy moet hierdie week gaan self ondersoek en stel en vir jouself vra, Here, het ek onvergewensgesindheid, het ek bitterheid,
ek sonde wat ek najaag, wat het raar my doodskis geword het. En ek wil vandag vir jou sê, as jy skuldig is, het ek vir jou goeie nuus. God se genade is vir jou genoeg vanmôre. Sodat ons môre kan sê, Here, ek wil so begrawe word. Vir 'n oomblik hier oosluit, die Here lê op my hart, ek het nie so beplan nie, maar dat ons vanmôre net kan ondersoek kan stel. En by net die opsteek van die hand, kan vanaf opsteek en net opsteek, en sê, Here, vanmôre is ek een van hierdie draers. En die is menigte hande wat ons gaan prys die Here vanmôre. 'n draer wat my doodskis vashou. En ek wil vanmôre vir u gebed doen. En ek wil vanmôre vir u vra, kom ons begin mekaar weer vryspreek. Ons almal maak foute. Kom ons begin net weer op 'n plek waar ons mekaar weer waardeer en liefhet. Kom ons haal die wortel van bitterheid uit. En kom ons breek die skeidsmure van sonde af. Vader, dankie vanmôre vir hierdie voorreg wat ek het om ook so vir elkeen wat in hierdie kerk sit te kan bid, Here. Menigte wat se hande opgegaan het, wat sê, Here, ek het 'n draer op my geestelike doodskis, Here. Sal u help, Vader, dat ons hierdie draer, Here, van ontslae kan raak. Dat ons weer geestelike voorspoed kan smaak, dat ons weer ons fokus op u kan kry, dat ons weer vryheid in u kan hê, Vader. Dat die skeidsmure wat tussen ons en u staan, Vader, afgebreek word, fondasie en al, Here. Sodat ons vanmôre sal kan getuig, u genade en u goedheid is vir ons genoeg. Ons loof u, ons aanbid u, en ons bring u al die lof en die eer. Dis my gebed.